Ons is DJI Agriculture in Afrika. Jy is ingeskakel op Grootplaas en saam met my Ewert Potgieter, huisbemarking by AgriHawk. Ewert, hoe lyk dit? Nee, goed dankie en self. Lekker om saam met julle te kuier hier by Nampo. So Ewert, kan jy dalk vir ons sê wat sal die rede dan nou wees dat 'n boer 'n drone nodig het? Tegnologie vorder so vinnig en elke dag is daar iets nuuts op die mark. En hoekom dan nou nie bybly by die nuutste tegnologie en jou boerdery net vorentoe vat nie? Ek bedoel, dis nie net kostebesparing nie, dit is gerieflikheid, presisie en dit is maklik om te gebruik. So ja, dit is hoekom mense drones sal wil hê. So Ewert, wat sal dan nou die voordele wees van 'n drone teenoor tradisionele spuit en strooi metodes? Okay, so tradisionele spuite, trekkers, daai goed sal altyd 'n plek hê op 'n plaas, maar of in 'n boerdery. Maar nie net kan hierdie vir jou 'n aanvulling wees nie, dit kan ook sekere behoeftes voldoen aan wat 'n trekker dan nou dalk nie kan nie. Ek bedoel, wat gaan jy doen as die lande nat is? Maar jy moet nou spuit. Daar is nie met 'n drone is daar nie 'n fisiese wiel op die grond nie. So jy het nie die probleem waar grondkompaktering plaasvind nie. Daai wiele gaan in jou lande in en obviously los dit 'n spoor. Nou dit is wel 'n klein deeltjie van jou oes, maar dit bly 'n klein deeltjie van jou oes. So ja, hier is geen wiele betrokke nie. Hy's in die lug en jou grond bly heeltemal ongerem. En dan natuurlik kostebesparing. In terme van arbeid, in brandstof, onderhoud en ook jou tyd. Jy kan in die nag werk en môre dadelik die oggend begin met jou dag se taakies. Jy hoef nie te wag soos met 'n konvensionele spuit wat jy dalk 'n wagtyd het, want jy kan net in die dag spuit nie. So ja, daar's net eindelose voordele. Hierdie tegnologie beweeg baie vinnig, maar waartoe is die tegnologie op pad? Okay, so eerstens, daar gaan verbeteringe kom in die batterye. Batterytegnologie verbeter by die dag, soos julle weet met die elektriese voertuie ensovoorts. So batterye gaan ligter word en 'n beter leeftyd hê, meer siklusse moontlik. En dan die volgende groot ding is outomasie. So die drones gaan al hoe slimmer word. Hulle gaan begin self bepaal wie moet waar vlieg. Byvoorbeeld, soos hulle in Engels sê, swarming. So meer as een drone gaan saamwerk en hulle gaan die land opdeel om so gou as moontlik daai werk gedoen te kry vir jou. So kan jy hierdie drones op enige gewas gebruik en hoe kan hulle nog aangewend word? Drones kan feitelik op enige gewas gebruik word. Dit kan selfs op indringerplante op water gebruik word. Dit kan gebruik word vir indringerbosbeheer. Ja, daar's eindelose toepassings. So natuurlik goed wat mense nie altyd aan dink nie. Hierdie drone kan 100 kg, dis die DJI T100. Hy kan 100 kg of 100 liter optel. So hy het ook die vermoë om kunsmis te strooi, korrelgif te strooi, saad te strooi en selfs styfmeel om 'n beter oes te verseker. So jy kan jou oes verbeter deur bestuiving met die drone toe te pas. En dan ook het hy 'n vermoë om goed rond te skuif met sy lifting kit. So jy koppel jou lifting kit aan hom, jy kan hooibale, teerpale, spulpuntmotors, spulpuntwiele, as die mielies te lank is en jy kan nie meer daar inkom nie, vlieg jy hom daar na die probleemarea toe en jy installeer hom net en jy verniel nie jou oes nie. Dan natuurlik ook goed soos byekorwe, ja nee, enigiets wat jy wil optel, selfs 'n bok uit die berg uit sommer reguit op die bakkie neersit. Ewert, dit klink amazing, so as mense met julle in kontak wil kom of enige ander inligting wil hê, hoe gaan hulle te werk? So julle kan ons kry op Facebook. Julle kan na ons webtuiste toe gaan, agrihawk.africa. Ons het so 'n aanlyn winkeltjie daar. Of julle kan net direk met ons kontak maak. Soek ons op Google, ons is daar. Ewert, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dankie vir julle. So, dit is Ewert Potgieter, bemarker by AgriHawk en soos wat hy gesê het, as julle in kontak wil kom, gaan gerus na hulle webtuiste toe. Ons is nou weer terug op Grootplaas net hierna. Ons is DJI Agriculture in Afrika.